Goeiemôre almal. Baie welkom vanoggend hier in die kerkgebou by Waterval Gemeente waar Tannie Agnes 'n lidmaat was. Ons is in die teenwoordigheid van die Here om afskeid te neem van haar. En as ek na julle gesigte kyk en die glimlagte en die lekker gesels buite, dan dink ek inderdaad is dit vanoggend nie 'n roudiens nie, maar eerder 'n celebration. Ek het Tannie Agnes 'n hele klompie kere gaan kuier, Irene weet. En dit was een van die lekker kuiers wat ek altyd gehad het om by haar te gaan kuier. Want ons het verskriklik lekker gesels oor allerhande goed, oor haar verlede en met julle pa en van die Oosrandse dae en na die dae hier. En wat vir my altyd baie mooi was van haar is die vreugde wat sy gehad het. Ten spyte van die laaste 2 jaar wat sy eintlik maar bedlend was, het sy nooit gekla nie. Sy was altyd blymoedig en hoopvol. En ek het altyd die Bybel op haar bed gesien lê. Wat vir my dit hoopvol maak en 'n voorreg maak om vandag hierdie diens te kan lei, want ek weet sy was 'n pragtige kind van die Here en dit maak dit net soveel makliker as 'n mens dit weet as jou familielid van wie jy afskeid neem, die Here geken het en gedien het. So baie welkom by Agnes Barbara Janse van Rensburg se diens vanoggend. Sy is gebore die 29 September 1940 en oorlede op die 27ste Desember 2025. 85 jaar is 'n wonderlike voorreg. Mamma, jou plek is leeg en jou stem is stil. Maar ons weet jy het net adres verander in jou huis, is nou in die hemel by ons Vader, wat vir jou plek voorberei het. Ons treur nou wel, maar nie soos iemand sonder hoop nie, want ons gaan jou eendag weer sien. Ons mis jou en gaan jou baie mis en verlang, maar tot weersiens, Moekie. Van haar dogters, skoonseuns, kleinkinders, familie en vriende, inderdaad. Kom ons buig die hoofde en bid saam. Wonderlike God, ons het in 'n dag soos hierdie in u teenwoordigheid by mekaar gekom, as familie, vriende en as lidmate van Waterval, om nie net afskeid te neem nie, maar eintlik ook om vir u dankie te sê. Dankie vir Tannie Agnes. 85 jaar is 'n wonderlike voorreg vir enige mens. Dankie dat u haar vir ons geleen het vir so lank, en dat die familie vir ma, vir ouma, vir so lank kon hê. Ons weet die laaste tyd was vir haar baie, baie moeilik. En dit is nie in ons wil vir enige mens om swaar te kry nie. So in 'n sekere sin, Here, ons is hartseer, maar ook verlig. Want haar pyn en haar worsteling is verby. En sy is nou baie beter af as enige een van ons. Want sy is waar sy graag wil wees. By haar God, by Jesus Christus, haar meester. So ons is daaroor dankbaar. Dankie vir al die mooi herinneringe. Dankie vir al die positiewe goed waaraan ons vashou. Dankie vir haar monument, haar geskiedenisboek wat sy agterlaat. Ons vertroos ons daarin en ons koester dit. Baie dankie. Wil u vanoggend ook vir ons uit die woord uit vertroosting gee, maar ook hoop gee. Want u is die Here, ons God. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once
blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. When we'd been there 10,000 years, bright shining as the sun, we'd no less days to sing God's praise than when we'd first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Saam lees uit Psalm 150. Prys die Here, prys God in sy heiligdom. Prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf. Prys hom oor sy kragtige dade. Prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoring, prys hom met die harp en lier. Prys hom met tamboerijn en koordanse. Prys hom met snaarinstrumente en fluite. Prys hom met simbale, prys hom met galmende simbale. Laat alles wat asemhaal die Here prys. Prys die Here. Ons kan daai prys die Here wat voor en agter van die psalm is ook vervang met die woord Halleluja. Nou eintlik as 'n mens na hierdie psalm kyk, is dit 'n ouverture. Dis nogal dalk 'n bietjie 'n vreemde teks om by 'n roudiens of 'n gedenkdiens of by 'n begrafnis te gebruik. Maar omdat ek haar goed geken het, het ek gedink dis paslik om vir Tannie Agnes se diens hierdie lofpsalm te kies. Hierdie ouverture
is asof die psalmdigter of die samesteller van die psalms die hele psalmboek op 'n hoogtepunt wil afsluit. Want as 'n mens mos die psalms lees, daar's wonderlike psalms, daar's vertrouenspsalms, daar's klagpsalms, daar's psalms oor wat in die tempel moet gebeur en daar's minder mooi psalms, daar's psalms wat gaan oor oorlog en oor doodmaak. En tog is dit die manier hoe hy die psalmboek wil afsluit, so asof hy wil sê, dis die grand finale van die hele psalmboek. En miskien kan ons sê, dis die grand finale met Tannie Agnes se lewe. Dit was 'n mooi lewe. Sy was vir my, ek ken haar nou nie so goed soos julle nie, maar vir my was sy 'n pragtige mens. En dit was genotvol en stimulerend vir my ook om by haar te gekuier het. Jy kry mense by wie jy kuier en jy ry weg en jy voel so half gemengde emosies. En baie keer kry jy mense en jy ry weg en jy voel, maar ek voel beter. En dit is so ek gevoel het wanneer ek by haar gery het, dat die lewe is die moeite werd en die besoeke wat ek in die gemeente bring is die moeite werd. So dis 'n grand finale met hierdie psalm. Ek meen, dit is die hoogtepunt eintlik, wil die psalmdigter sê, wanneer hy afsluit. En hy begin die psalm 150 met dieselfde woorde en hy sluit dit af met dieselfde woorde, prys die Here. En is dit nie wat ons inderdaad vandag kan sê nie, is prys God vir ons mammie, vir ons ouma, vir ons familielid, vir ons vriendin, dat die Here haar vir ons vir so lank gegee het. Die woordjie halleluja of prys kom in hierdie kort psalm 10 keer voor. Juis om dit vir ons te onderstreep dat dit 'n lofpsalm is. 85 jaar is 'n mooi tyd. Ek het nou so 'n paar maande gelede my pa ook begrawe, hy was 88. En tog is dit ook maar kort, want dit gaan so vinnig verby. Ons is hier vandag om vir die Here dankie te sê en te celebrate. En daarom behoort daar dank by ons te wees. En ek sien dit vanoggend by julle as familie, want om die waarheid te sê, het ek nog nie eintlik een traan gesien terwyl ek by julle verbygestap het nie. Maar opgewondenheid en vreugde in die saamwees van die herinneringe van ons moeder, ons ouma, ons familielid en ons gemeentelid. Natuurlik neem die feit dat ons hier is in die teenwoordigheid van God en die feit dat ons celebrate, die feit dat ons dankie sê, nie ons hartseer weg nie. Want ons gaan nie weer haar stem hoor nie. Ons gaan nie weer haar dinge hoor wat sy vertel nie, uit haar verlede uit nie. Ons gaan nie weer saam met haar kan lag nie, of saam met haar kan huil nie. Haar stem is nou vir ewig stil. Maar wat het ons? Ons het 'n hart vol herinneringe, waaraan ons vashou. En natuurlik is dit so in enige een se lewe, daar's nie net mooi nie, want dan sou ons totaal oneerlik wees. Daar's ook onaangename herinneringe, maar wat eintlik mooi is, by 'n diens soos vandag is, en wat 'n mens vorentoe met jou saamneem, is eintlik nie die slegte elemente nie, die nie goeie tye nie, maar eintlik die mooi, en die goed. Dis die goed wat ons koester. Al het my ma wat gedoen, al het my pa wat ook al gedoen, en al het ek 'n paar slegte kinderjare ervarings gehad, tog is dit die mooi waaraan ons vashou. En ek dink dit is 'n stuk stimulasie, ook vir my en jou wat vandag nog hier is. Wat 'n monument gaan ek eendag agterlaat? Wat gaan my kinders dink en voel? So waaraan hou ons vas? Die mooi. Natuurlik. Ons kan maar 'n traan pik. En ons doen dit ook soms. Daar is tye van verlang. Ek het nou in die 16de Desember, wat nou die vakansiedag was,
toe sla dit my toe ek daar buite my erf loop, dat dit my pa sou nou eintlik hier gewees het as hy geleef het. Want hy het altyd maar in hierdie tyd van die jaar dat hy na ons toe gery van Pretoria af op sy hoë ouderdom, sy eie kar. Hy was vreeslik onafhanklik. En toe tref dit my. En daar gaan momente wees en daar gaan situasies wees en daar gaan goed wees wat 'n ou weer laat dink en jou weer effens hartseer maak. Maar dit is hartseer met vreugde en met vrede, want sy die Here geken en sy die Here gedien. Wat ons onthou van haar, toe sy nog kerk toe gekom het, is, sy het altyd by daai deur ingekom. Die laaste tyd het sy met haar loper hier afgeloop, partykeer het Irene saam met haar gekom, en dan het sy daar gaan sit waar julle tweeetjies nou sit, in die tweede ry, tweede, derde ry, dit was eintlik haar plek. En ons onthou dit goed. En sy het 'n band gehad, en mense was vir haar lief, en mense het van haar gehou, want sy was 'n mooi mens. En dis die goed wat ons met ons saamneem. As ek 'n stukkie troos mag gee, ons Here Jesus Christus verstaan presies waardeur ons gaan met dood, of die dood van iemand wat naby ons is. Want wanneer ons in die Johannes Evangelie lees, dan kom dit daar uit dat die Here Jesus het 'n besonderse band met Lazarus gehad. En Lazarus is dood. En dan lees ons, hulle het hom laat weet, hy is besig om te sterwe, maar Jesus het nie betyds gereageer nie. En toe hy daar aankom, was hy eintlik al 'n paar dae deur die teks sê hy het al begin ruik. En toe het Jesus hom uit die dood uit opgewek. Maar voor dit het hy by die graf gestaan, staan daar in die teks, en hy het geween. So ons Here Jesus het empatie met ons, wanneer ons die dood sien van 'n geliefde. Hy weet. En wanneer hy nou in die regterhand van die Vader sit, tree hy by die Vader vir ons in, en sê, hier's my kinders vanoggend, om afskeid te neem. Here, vertroos hulle, Vader, staan hulle by, gee vir hulle hoop, gee vir hulle blydskap, gee vir hulle oorwinning, want ons is tog aan die einde van die dag, soos Filippense sê, meer as oorwinnaars. So mag die Here regtig vandag vir julle vertroosting gee, mag die Here vir julle toevou met genade, met goedheid, en mag die Here vir julle ten spyte van 'n traan, en soos ek nou sien ook hier, 'n glimlag gee, dat ouma, mamma, is beter af. En sy is nou op 'n plek, waarop ons net jaloers kan wees. Die lewe is onvoorspelbaar, dit weet ek en jy. Niemand van ons weet, wat gaan gebeur nie. Een van ons lidmate vertel, vir my, verlede Sondag, dat sy suster verjaar die 24ste Desember. En hulle die gebruik elke 24ste, dan kom hulle broers en susters by mekaar met hulle kinders en kleinkinders en hulle kuier om haar verjaardag te vier. En haar seun, 38 jaar oud, daag nie op nie, en hy kom nie, en hulle bel hom. Toe is die man besig om te sterf. Het sy ingewande omgedraai. En hy is 'n uur later dood. So ons weet nie wat die lewe bring nie. Ons weet nie of daar môre is nie. Ons hoop vir 'n môre. En ons leef vandag asof daar môre gaan wees. Maar niemand weet nie. En daarom kan ons die Here eintlik maar loof vir elke liewe dag. En vir elke liewe minuut wat ons het. Want niemand van ons weet nie. As jy nou hierdie Psalm op 'n ander manier wil ontleed, kan jy amper sê, hierdie lied, hierdie ouverture, is een van die mooiste komposisies in die Bybel. En die komponis, ons Vader, is besig om hierdie orkes te lei. Daar sit die orkes en die orkeslede, elkeen met hulle instrumente, en hulle speel die besondere komposisie, 'n loflied aan God. En hoe eindig die Psalm? Laat alles wat asemhaal, en dis nou ek en jy, en almal, laat alles wat asemhaal, die Here loof. So ek en jy word opgeroep om die Here te loof. Nie net fisies met die mond nie,
en met die hart nie, maar met my lewe. So ek dink haar grootste wens, Tannie Agnes se grootste wens sou wees, dat haar nageslag sou voortgaan om die Here te loof. So laat almal wat hier is vandag, wat asemhaal, wat leef, die Here loof. Genade, liefde vir julle. En mag die Here vir julle regtig toevou met sy mooiheid en sy goedheid en sy guns. Kom ons sluit die oë. Dankie Here vir 'n positiewe woord. So mooi psalm, 'n loflied, so paslik vir Tannie Agnes. Want sy het geglimlag en sy het U aanbid en sy het U geloof. En sy wou so graag bruikbaar wees in die hande. Maar 'n bed het haar die laaste tyd gekluister, maar tog het sy in daardie bed diep gesprekke met U gehad. En sy het ons verseker van Waterval dat sy vir ons bid en dat sy vir haar kinders bid en vir haar kleinkinders bid. 'n bastion, 'n voorbeeld. En dis die goed waarna ons vashou. En daarom alles wat asem het, ons almal hier, sluit hierdie lied met 'n hoogtepunt af en sluit haar lewe met hierdie hoogtepunt af. Halleluja. Ons prys die Here. Aan U die lof en die eer en die dank, want U is God, ons God, wat ons liefhet in Christus Jesus, wat sy lewe vir ons afgelê het. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee vir die huldeblyk en die bedanking, so sal die wat dit hanteer asseblief hier bo op die kansel kom staan.
Hello. Hi, Rosa and Gabriel. Yeah, sorry, I'm going to do it in Afrikaans. Okay. Yeah, it's very difficult for me to stand actually, yeah. Baie moeilik. Maar ek het net gevoel ek wil tog graag iets sê. Eintlik het ek 'n stuk geskryf vir mamma Sondagoggend. En ek was nie seker of ek dit gaan doen nie, maar vanoggend het ek gevoel ek wil dit lees. So ek gaan lees en ek gaan seker baie huil en okay. Maar Mamma, jou begin was nie maklik nie. Jou lewe was pynlik en met baie emosionele skaars. Dit was 'n aanleiding van die skaars in Heaven wat ek het geskryf het. Later het jy ook fisiese skaars gehad. Maar jy was soos 'n kurkprop in die water. Niks, maar niks kon jou onderkry nie. Hoe meer drukking, hoe meer springkrag. En ons het dit erg so beleef julle. En ergens tussen hierdie skaars, fisies en emosioneel, het jy vir Jesus ontmoet as jou verlosser. En jy het geleer hoe om te deel met jou emosionele skaars van die lewe. Jy het geleer van vergifnis. Jy het jou verlosser se skaars gesien vir jou en jy was bereid. En hy was bereid om nie net die mens om te vergewe nie, maar vir jou ook. So jy het vergewe, die verlede en die hede. Dankie mamma vir jou grit. Ons het dit by jou geleer, almal van ons. Mense gee nie op nie. Oorgee is baie moeilik, want dit lyk baie soos opgee. Maar jy het dit wel oorgegee met tye. Daai goed waarvan jy nie gehou het nie. Die heel eerste keer wat jy moes oorgee, was finansies. Maar jy het nie daarvan gehou nie, so dis okay. En die moeilikste een was om self te bestuur. Dit was vir baie moeilik. En toe, 2,5 jaar terug, toe jy besef, jy sal nie weer kan loop nie. Jy sal nie kan opstaan nie. Jy kan ook nie meer sit nie. Toe moes jy oorgee. Jou laaste oorgee was toe jy moet toelaat dat Papa Vader van die hemel jou vat van hier na die ewigheid. Maar ons glo dat jou seer en pyn en skaars is weg en jy kan weer opstaan, loop, dans. Mamma was lief vir dans. En die knie wat alles begin het, is uiteindelik gesond. Jippie. En ek is so dankbaar dat ek dit nie weer hoef te doen nie. So nou is die enigste skaars in die hemel, is ons verlosser Jesus se. Mamma geniet elke oomblik, tot ons jou weer sien. So vandag is nie totsiens nie, maar weet ons gaan jou weer sien. Ons sal okay wees. Ons het ook ons eie skaars, en ons gaan nog bykry. Dis okay, want ons ken ons verlosser, en hy beloof dat hy altyd by ons sal wees. Geniet die ewigheid, saam met ons. Ons is lief vir jou. And the next things I will say, me and Jock's going to do the thank yous together, but I want to do some of the thank yous. And some of them, I'm going to do it out of my head. I didn't make a list, sorry. But the first thing I want to say thank you is for my husband. He was willing to take Mom in, was willing that I give all my time, some of our resources, to that Mom can stay with us. So, thank you. And then I want to say thank you to my daughter, Chris Minnie. I would never, ever do it without you. Thank you. And then my sons and my other daughter, thank you for all the
all the wat die ondersteuning. Nou my English is gone. Ondersteuning, support, and love, and meals, and just drukkies. The drukkies I still need, please. So, I just want to thank, and then I want to say for Renette. Netta, thank you so much for every holiday that you were willing to come and help me. That gave me that break that I needed. So thank you. Thank you, Alwyn, that you let it go. Okay. And Wynand, thank you for that. And Nelia, thank you for the emergencies that you was there. Really, really thank you. And Therese, jy was my klankbord. Baie dankie. En baie geleend. And so also my friend Mary. Mary, I wouldn't make it without you. She was my counselor, my klankbord, and that was, and then I want to say thank you for every one of you that was there for me. I think of my people in my church, and they sit there, and they actually there to be here today for me. So I just want to say thank you for everyone. And then I want to say thank you to Rosa. Rosa, the last 2 years where you was not with us, but before that, you was my hand and feet for Oma. So I just want to say thank you for that. Gabriel, thank you that you're here today. Really appreciate it. Yeah, so I think Jock will do the rest what I miss. So, but thank you. Karen, thank you. Thank you for also your support and phoning and to be there for me. I really appreciate it. Thank you. Yeah, so if I forgot about you, so sorry. Oh, yes. There is nobody here. But the Embroidery Guild, I just want to say to them, they played a huge role in my mom's life. And it helps her to work through a lot of stuff. And that's where she was doing her creative stuff. And she just enjoyed. She didn't miss a week if she could. So that was one of the difficult things that she couldn't do at the end. And then Tannie Alma. Waar's Tannie Alma? Is sy hier? Nee, sy's nie. Ek sien haar nie. O, ek sien haar nie. Tannie Alma, baie dankie dat Tannie die een was wat mamma kom besoek het. En ag ja, dit was altyd net so lekker dat sy gekom het en dat sy kom en sy was die spreekbuis van die gemeente. En dit was altyd so lekker om haar te sien en sy was nog die een persoon wat baie moeite gedoen het vir mamma. So ek waardeer dit baie. Selfs in die hospitaal haar besoek het. So dit was baie dankie. Dankie. Ek dink ek is nou klaar. By daai lys wil ek nog bysit dankie sê vir Sharon en Charles wat elke keer kom kuier het en net so vir ons kom bemoedig het en 'n lag vir ons gebring het. En vir Patience wat die laaste ruk vir ma verpleeg het vir Arien 'n breek gegee het. Ons sê ek net vir haar baie dankie. Dan wil ons ook net dankie sê vir Dominee. Ons het dankie vir die boodskap van vanoggend. Dit is 'n celebration en dit raak my se hart as sien dat jy dit ook in haar lewe raak gesien het. Baie dankie. Dankie aan die orgelis. Ons waardeer die liedere wat hy gespeel het. En André met die media. Dankie vir julle hulp. En ons wil baie dankie sê ook vir die besige bytjies. Dis nou die dames wat vir ons help in die saal met die kos en die voorbereiding. En vir elke van julle wat 'n bordjie eet gebring het, sê ons baie dankie. Net kyk of op my lysie iets is wat ek mis het. Ja, as enige iemand is, dis die laaste een. As enige iemand is wat ons oorgeslaan het, dan sê ons in elk geval baie dankie vir daai mense ook.
Dan wil ek net nog daarnaas net iets sê. Ek het nou vanoggend gedink wat sou ek wou sê oor ma, en dan sal ek net een van die dinge wat vir my uitgestaan het. Net so laas, maar sy was 'n kommunikeerder wat met mense gesels het, maklik gesels het. Maar sy was ook iemand wat op haar eie kon wees. En baie keer wou op haar eie wees. Sy het geloop, drink koffie, ek wil bietjie op my eie wees. En sy het ook haar grense geken. Ja, dit is maar net een van die dinge wat vir my uitgestaan het. Baie dankie. Nadat ek die seën uitgespreek het na die oorwinningslied, gaan ons geleentheid gee vir die wat wil. Julle sal sien, daar's 2 bakkies op die tafel. Een bakkie het roosblare of blomblare in, wat jy dan daarvan kan neem en dit in die leë bakkie gooi, as 'n simbool van ons neem afskeid op 'n mooi manier. Dit kan jy doen en dan kan jy dit van die kant af doen en sommer by die hoofdeur uitgaan saal toe. Kom ons staan en sing ons die oorwinningslied. Een wees. Mag die liefde van God julle toevou en mag die teenwoordigheid van die Gees julle altyd vertroos en hoop gee. Amen.